daar sy, en step by step gaan ons nou verder hier in die ateljee. En dis vir my so lekker om weer 'n keer vir Elizabeth Jordaan by my te hê. Lizzie, ons geniet dit om uit jou mond te leer, uit jou hart te leer, watter enorme godsman hierdie Andrew Murray nie was nie. Ja. Dankie vir jou voorbereiding, ons waardeer jou. En waar sit ons nou? Ons het nog laas gepraat oor die man wat toe nie meer kon praat nie. Ja. Is ons nou al daar, kan hy alweer praat? Ons was nog besig waar hy verduidelik die skrifgronde Okay. van geloofsgenesing. So hy was 2 jaar kon hy nie praat nie. En toe gaan hy Europa toe vir genesing daar, dat hy 'n dokter gaan besoek, en toe ontdek hy 'n plek daar wat geloofsgenesing doen in Londen. En hy gaan toe, hy het 'n kontak gehad van 'n vriend van hom, of 'n persoon wat hy geken het van Switserland, wat hom eintlik vertel het van hierdie plek. Dr. Stockmeyer, of Dominee Stockmeyer. En so toe gaan hy vir 3 weke na die kliniek toe, of wat jy dit ook al noem, en daar ontdek hy die geweldige openbaring dat die Here nog steeds genees. Geloofsgenesing doen soos wat hy gedoen het toe Jesus op aarde was. Wat 'n ontdekking. Ja, en vir jare het die kerk dit nie toegepas nie. Want die ding is, almal word nie gesond vir wie jy dit doen nie. Ja. So die kerk het net gesê dit werk nie. En Andrew Murray sê dit is as gevolg van ongeloof. Ja, maar Lizzie, is dit nie dalk hoekom ons Vader toegelaat het dat hierdie godsman in die moeilikheid beland, sodat hy die antwoord kon kry en bewys dit werk steeds nie? Ja, absoluut. Yes. Dis wonderlik. Dit is in my so laasweek het ons gepraat oor die skrifgronde. Andrew Murray het vir ons 9 skrifgronde gegee waarop 'n mens die geloofsgenesing kan sien in die Bybel, wat die Here daar sê. En onder andere wil ek net sê dat hy het ontdek, die grootste ontdekking wat hy gemaak het, is dat die Here siekte en sonde op dieselfde manier hanteer. Net soos wat hy sonde vergewe, maak hy siekes genees, en die twee is eintlik aan mekaar verbind. Dis asof sonde maak dat mense siek word. En ons weet dit. Natuurlik, dit kom van Adam se sonde af. Ja. Die oersonde het begin dat die mense liggaam stadig maar seker sterf. Ja. En maar mens hoef nie dood te gaan van 'n siekte nie. Jy gaan nie dood omdat jou liggaam oud geword het en dan sterf jy. Ja. So van deesdae verwag ons nie eers dit nie. Vir deesdae dink ons, wat 'n siekte gaan ek aan doodgaan. Ja. Jy weet, Elizabeth, kan mense dalk ook net sê dat solank jy glo is in Christus en wat hy alles het om te bid, beskerm jy jou eintlik self teen die aanslag van die vyand. ja, Dat die geloof in Christus die vyand uitskuif. kyk, dit is beslis so. Maar geloof in niks by God werk sonder geloof nie. Okay, ja. Jy kan nie jou verlossing kry sonder dat jy in hom glo nie, dat hy bestaan en dat hy 'n beloner is wat vir die wat hom soek, sê lees ons in Hebreërs 11. Ja. So jy kan niks by God ontvang sonder dat jy geloof het nie. Ja. En deur Jesus se pad op aarde met mense, as hy hulle genees, dan sê hy vir 'n hele paar van hulle, laat dit wees volgens jou geloof. Want daar's iets wat geloof by God, laat ek liewer sê, ongeloof is die grootste sonde. Dis die sonde wat nie vergewe kan word nie. Wow. Ongeloof, dit staan daar, Jesus het gepraat met sy disippels in Johannes, daai rede wat hy gegee het, of daai lang toespraak wat hy gegee het voordat hy Johannes 17 bid. Sê hy vir hulle, die Heilige Gees gaan uitgestort word om mense te oortuig van sonde, en dan kwalifiseer hy sonde omdat hulle nie in my glo nie. So dis die onvergeefbare sonde, is dat jy nie in God glo nie. Jy wil nie in God glo nie. En so wat dit is, geloof, Andrew Murray gaan nou voort, ons wil nou vandag hieroor praat, oor die voorwaardes of die reëls
van geloofsgenesing wat hy nou hier Okay. geskryf het. Die eerste een is sê hy moet jou deur die woord van God laat lei, so jy moet die woord bestudeer, want geloof kan nie anders as om op die woord van die lewende God gebou te wees nie. En die mense wat met jou praat, soos byvoorbeeld ons wat nou na Andrew Murray kyk, die mense in die bemoediging van God se kinders het groot nut, maar hulle kan jou ook op 'n dwaalspoor lei. Al gebruik hulle die woord, jy moet die woord self ken. God sê, God se woord beveel ons om die oplê van hande en voorbidding van gelowiges te gaan soek. Handoplegging. Ons weet ook daar in Hebreërs dan sê Paulus, ons moet nou verby die elementêre sake kom waaronder handoplegging een van hulle is. Wat ek in my hele lewe wat ek in die kerk gewees het, nooit enige preek of enigiets daaroor gehoor het nie. Okay, en dan sê hy dit is nodig, want die handoplegging en die voorbidding bring 'n groot seën mee, maar ons vertroue is nie op die mense wat jou die hande oplê nie, maar op die belofte wat God in sy woord gee, wanneer dit gedoen word. Halleluja. Ja. So 'n groot verskil. Baie groot verskil. Ja. Ja. So, as daar nie gelowiges te vind is wat dit vir jou kan doen nie, dan gaan ons natuurlik direk net na die Here toe, sê hy. Bly dan liewer weg eerder as om ongelowige hande op jou te Ja. Hy sê, want ons het met God self te doen hier. Hy sê, die Here sê, ek is die Here, ek is Jahwe, wat jou gesond maak. So, dit is die groot skrif is dat dit die Here is wat gesond maak. Die tweede ding wat hy daar sê, die reël is dat siekte kan 'n straf of tugtiging wees vanweë die sonde. God gebruik siekte as 'n straf met die doel om sonde te ontbloot en om ons na hom nader te trek. Jesus skrif 1 Korintiërs 11 vers 30 tot 32. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes en 'n aantal het al ontslaap. Okay, ontslaap beteken is het gesterf. Ja. Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getuigtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel kan word nie. Okay, Andrew Murray skryf hier, Paulus skryf hier 'n vreeslike diep ding. God as 'n Christen nie met die Here reg wandel nie, dan tugtig die Here om en laat swaar goed oor hom kom, om hom terug te draai na die Here toe. Een van dit is siekte. Met ander woorde, dit is nie noodwendig siekte, dit kan iets anders ook wees. Jy moet jouself staan hierso, jy moet jouself beoordeel. Sure. Jy moet uitvind wat is fout en dan sê jy, maar ek is foutief. Dit wat ek doen is nie reg nie. En dan hoef jy nie onder God se oordeel te kom nie. Eendag sy veroordeling eendag te hê nie. So, dis die skrif. En hy sê veral in 'n tyd van siekte moet ons harte deur God ondersoek word. Ons moet uitvind wat is die sonde, ons moet dit bely en aflê. Net bely en nie ophou om dit te doen. Ja. Eers dan kan die Here die tugtiging wegneem. Hy straf nie meer soos iemand wat 'n pak slaag kry wanneer hy sy doel bereik het nie. So op die belydenis en aflegging van sonde kan die vergifnis van sonde kan die genesing volg. Vergifnis en genesing loop saam met mekaar soos wat siekte en sonde saam met mekaar loop. So dit was vir my ook 'n baie groot openbaring toe ek dit net gelees het hier. Sê dit weer, vergifnis en genesing loop saam, soos? Sonde en siekte. Sonde en siekte. Ja. Die sonde word vergewe en dan kan die liggaam genees word. Ja, en as ek dink 'n mens is dalk soms net te halstarrig om te erken waar jy in sonde wandel, né?
Ek dink dat die Here moet jou daarvan wys en dan moet jy sê, maar ek erken en dat jy besef dat as jy nie hierdie sonde aflê nie en jy weet nou van hierdie sonde, dan is jy nou in 'n rebelsheid teenoor God. Gaan hy jou nie seën nie. En dan kan jy dalk eendag sê, maar jy het my naam aangenoem, maar ek ken jou nie. Wow. So dit kan 'n baie groot effek hê op jou wandel met die Here. Elisabeth, met ander woorde, vir almal van ons is dit 'n verskriklike belangrike ding om seker te maak dat ons God se stem ken. En dan dat ons hom gehoorsaam. Ja. Gehoorsaamheid is een van die groot voorwaardes. Maar as ek sy stem nie ken nie, dan wat gehoorsaam ek? Ja. En sy woord ken. Ja. Want dit moet altyd getoets word aan die woord, né? Die woord is die woord was God se stem. Wat neergeskryf is. Presies. Iemand sê nou dag vir my, dis baie oulik. Ek wil die Here se stem hoorbaar hoor. Toe sê die ou vir hom, lees die woord. Toe sê hy, nee, maar hy moet met my. Toe sê hy, lees die woord hardop, dan hoor jy sy stem. Dit is die waarheid. Ons moet verseker wees dat op grond van God se woord en sy belofte, dat dit die wil van God is om mense te genees. Hy sê, as ek nie seker is of iets die wil van God is nie, dan kan ek nie met 'n vaste geloof daarvoor bid nie. Ek kan wel op God vertrou om te doen wat goed is, maar ek kan nie die gebed van die geloof bid nie, wat in Jakobus 5, vers 14 en 15 staan nie. Ons is so gewoond om te dink dat ons God se wil omtrent die wegneem van siekte nie kan weet nie. Daarom kan ons ook nie sy belofte daaraan glo nie. Want ons weet nie wat God se wil nie. So ons moet nou by die Here vra, wat is u wil? En dit gaan dalk 'n langer tydjie vat om dit uit te vind, maar ek dink dit 'n wonderlike ding as jy nou sy wil vind. So om insig te kry van wat die woord beloof, wat dit sê omtrent die werk en die persoon van Jesus as ons geneesheer, en die nuwe lewe van die Heilige Gees, wat vir sowel die liggaam as die siel bedoel is. Dit gee vir ons 'n verlange dat die genesende krag van Jesus ook in jou liggaam sal manifesteer. So dis 'n hele lange, dis 'n ding, jy moet die woord bestudeer, jy moet uitvind wat is sy wil, jy moet die werk en die persoon van Jesus as die geneesheer, Jesus, die persoon van hom bestudeer, en dan sien wat is die belofte van die Heilige Gees wat nuwe lewe bring vir jou. En so dit is dan, kan jy dit ontvang. Die vierde ding, voor jy by die vierde ding kom, kan ons eers musiek maak? Ja. Laat ons 'n bietjie regtig net eers vasmaak wat jy vir ons sê, Elisabeth. En ek stem saam, ons moet hierdie reeks van jou ergens op 'n manier probeer bymekaar sit en uitgee, want ek dink jy praat goed wat my kop is nog by die een ding, dan praat jy al die volgende een. So ons moet plan maak. Maar kom ons maak musiek, en hierdie keer is dit saam met Mario. En hy sê, laat almal weet. En dit wat jy nou praat, is nou ook goed wat ek wil sê. Laat almal net asseblief weet. Kom ons luister na Mario. En jy luister na Delf Steeds Dieper, program van Radio Kansel. And I just want to say again, thank you, Paul, for driving the bus for us. We really appreciate you. En Elisabeth Jordaan by my in die ateljee. Elisabeth, ons gesels verder oor Andrew Murray. En ons kom nou by punt 4. Punt 1 wat jy genoem het, help my reg, was ken die woord, né? Punt 1 het gegaan oor die handoplegging. Oor die handoplegging. Ja. En toe het ons gegaan na God se wil toe. Ja, dan gaan dit oor die feit dat God die sonde, die siekte gebruik as 'n manier om ons te straf of te tugtig, sodat ons nie onder veroordeling kom omdat ons nie daai sonde laat gaan nie. So hy laat toe dat ons siek word, sodat hy ons kan bykom. Ek bedoel, nou nie bykom op 'n lelike manier nie, maar omdat hy ons aandag soek. Nee. Ja, okay. En dan die derde punt was, ons moet die wil van God uitvind. En hoe kan enigeen leef wat dit nie uitvind nie, né? Dis so belangrik. En nou kom ons by punt 4. Punt 4 is, neem deur 'n geloofsdaad die Here Jesus as jou geneesheer aan. Gee jou liggaam aan hom oor en eien die gesondheid vir jouself toe.
Hy sê dis presies die soos wat jy gedoen het om deur geloof vergifnis van sonde te ontvang. So gaan jy nou die siekte hanteer. Die sondaar neem Jesus aan, gee sy siel en al sy sonde aan hom oor en eien vir homself op grond van God se woord die vergifnis deur geloof toe. Dis eintlik 'n baie interessante ding. Ek dink ons moet eendag 'n bietjie praat oor geloof. Hy het 'n baie goeie boek geskryf, een van sy versamelde werke, Die Geloofslewe. Ja, toe. Baie goed. Hy sê dit is nie ander met geloofsgenesing nie. Al voel die sondaar daar is geen verandering of lig in sy hart nie, dan sê hy op grond van God se woord, ek weet, ek is vergewe. Nou moet die sieke ook sê, ek het my sonde bely en afgelê, Jesus het my vergewe, die een wat vergewe is ook die geneesheer. In geloof kyk ek na Jesus in die hemel en vra, skenk my die genesing, en ek begin sing, loof die Here o my siel wat al jou krankhede genees. Kosbaar. So dis jou aandag, Ja. jou verklaring, jou toeëien daarvan, dis wat hierdie punt vir ons probeer sê. Neem Jesus as jou geneesheer aan. Dis 'n kosbare woord. Dis vir alle siektes, vir as jy verkoue het of as jy jou toon gestamp het en hy moet gesond word. Sê, Here, ek weet U genees en hy het mos in ons liggaam in elk geval immuniteit gegee wat sekere goed genees. En dan punt 5 sê hy, dieselfde manier, bring jou geloof in beoefening. Is 'n gunsteling woord van Andrew Murray. Beoefen jou geloof. Nou wil ek altyd weet, maar hoe doen ek dit? En dan sê hy byvoorbeeld, Jesus gee bevele aan die siekes. Strek jou hand uit. Staan op, neem jou bed op en loop. Hulle is nog nie gesond nie, maar hulle moet doen wat Jesus sê, om gesond te word. Asof dit reeds So gebeur jou het. geloof moet jy in aksie sit. Ja. So dat die geloof as hulle genees is, al voel jy nog nie beter nie, maar hulle wil dit optree van as iemand wat weet die genesing kom. Hou die oog op hom, vertrou sy woord, en jy sal nie teleurgesteld word nie. Ons gaan wel later praat oor mense wat dit gedoen het en nie gesond geword het nie. So dan gaan ons daaroor 'n puntjie praat wat Andrew Murray ook begin bespreek het. Okay. En dan sê hy, punt 6, moenie verwonderd wees as jou geloof nou getoets word nie. Geloofsgesondheid is deel van die geloofslewe en moet ook deur beproewing versterk word en ons haat hierdie woord, beproewing. As die siekte nie dadelik weg is nie, moet jy nie wonder nie. Partykeer word iemand beter en dan skielik word die siekte erger, dan dink jy, wat het nou met my gebeur? As die herstel stadiger is as wat jy verwag, moenie moedeloos word nie. Hy sê hierso, dat partykeer dan lyk dit asof die persoon nou dood is, in Markus 9 vers 26, was daar die pa wat gekom het met sy kind wat epilepsie gekry het, met 'n demoniese mag. En wat gebeur het toe Jesus het net gesê, gaan uit. En toe het die duiwel geskreeu en die kind baie stuiptrekkings laat kry en toe gaan hy uit. Toe lyk dit asof die kind dood is. Almal sê, hy is nou dood. En Jesus sê, nee, hy tel hom op en daar maak hy hom helemaal gesond. So die uitdryf van 'n demoon en siekte is ook verwant aan mekaar. Jy sien. En daar is sekere siektes wat demonies gedrewe is. Okay, ons kan nie nou daaroor praat nie en ek is ook nie 'n kenner op daardie gebied nie. Maar so hy sê God wil Ekskuus, maar kan ek net byvoeg dat ek dink nie daar's te veel van 'n verwagting nog onder ons mense dat dit in die Bybelse tyd gebeur het en dit gebeur nie meer nie. En hoekom sal dit nou verander het, nê? So, en ek moet ook sê alle mense het nie duiwels nie. dankie tog. maar die duiwel is nog steeds die duiwel en hy kan nog steeds Vir die duiwel om in 'n demoon om in jou te wees, moet jy hom toestemming gee. Ja. Bewuste toestemming. Dis net soos Jesus, as jy Jesus wil aanneem dat hy in jou woon, jy moet vir hom innooi
Hy kom nie van self in nie. Net so kan 'n duiwel nie van self in jou inkom nie. Jy moet hom nooi en jy nooi hom deur goed wat jy doen. Byvoorbeeld, Ja. kom ek sê 'n voorbeeld van jy volhard in pornografie. Ja. Dan maak jy die deur oop vir 'n demoniese mag van seksuele welis om jou te kom aanval van binne af en jou te dryf. OK, so dit is wat gebeur. So nie alle mense moet wonder as ek nou siek is, hoor jy, het ek nou nie 'n demoon wat my nou aanval nie. As jy niks weet van enigiets waar jy bewustelik in 'n sonde volhard het wat demoniese, as jy nou byvoorbeeld okkultiese goeters doen of so, dan is die persone word nie gebore met demone in hulle nie. Ja. Gebore met sonde, maar nie met demone nie. Maar ons gee toe aan die Ja, aan die unction OK. van die vyand. Hy sê maar nou net hier dat daar ook so 'n moontlikheid is dat daar 'n demoniese mag kan wees. Hy het maar die skrif aangehaal, maar hy sê ons moet aanhou bid al lyk dit asof iemand nie gesond word nie. Kom ons bid net aan. Hou dit aan. Dan punt 7 sê hy, nou moet jy in die krag van die Here 'n hele nuwe geloofswandel doen. Hierdie gesondheid of hierdie genesing wat jy ontvang by die Here is iets wat baie heilig is. En dis wat ons as Christene nie besef nie. In die nuwe lewe saam met Jesus, wat as ons hom aangeneem het, kom woon die Heilige Gees in ons liggaam. Ons liggaam is die tempel. So jou liggaam behoort nie meer aan jouself nie. Jy kan nie met jou liggaam doen wat jy wil nie. Jy moet ordentlike klere aantrek. Jy kan nie seksueel uitlokkende klere aantrek as jy 'n Christen is nie, want die Heilige Gees woon in jou, dis sy tempel. Ja. So, en dan saam met dit, jy moet absoluut in gehoorsaamheid wandel aan die stem van die Heilige Gees. Want genesing en heiligmaking gaan ook saam. Natuurlik, ja. So dis vergifnis en genesing gaan saam, bevryding en genesing gaan saam, heiligmaking en genesing gaan ook saam. En dit moet elke dag jou amper 'n nuwe verklaring wees wat jy sê. Die liggaam, my liggaam vir die Here en die Here vir my liggaam. So dis vergifnis, bevryding en wat is die derde wat jy gesê het? Genesing en heiligmaking. Heilig, ja, okay. Ja. Dan is daar nog die laaste punt van die voorwaardes van genesing. Jy moet 'n getuie wees van hom wat jou genees. Jy moet nie praat met mense wat jou nie verstaan nie. Moenie redeneer met mense wat nie verlang om vir Jesus as geneesheer te ken nie. Dis 'n belangrike punt, Elisabeth. Want ek dink dan kan jy op 'n plek beland wat ander mense jou weer uit jou geloof uitpraat, nee. Ja. Bied jou liewer aan vir die Here om siele wat hy na jou toe bring, te vertel van sy heerlikheid as die geneesheer. Moenie skaam wees om openlik te getuig nie, en as 'n geloofsgetuie wat nou weet wat jy sê. Nou praat jy nie meer Petrus na, of Johannes na, of praat selfs in wat Markus geskryf het, of wat Lukas geskryf het nie. Nou weet jy dat jy weet dat hy dit doen. Want dis jou eie getuie. Net so moet ons dit doen as ons gered is. Ja. Dat ons weet ons is gered. Nou sê ons dit vir ander mense. Want hoe gaan hulle dit weet dat hulle nie weet waarvan is jy gered nie? En hoe meer mense daaroor praat, hoe dieper wortel jy jouself in die geloof, né? So deel van hierdie nuwe pad is, jy moet jou vir Jesus aanbied om verlore sondaars na hom toe terug te bring. En jy volg Jesus en verheerlik God as een wat genees is. Dis vir my so wonderlik, jy kan sê, ek is gered, ek is bevry, ek is genees, ek is heilig. Wie van ons sê dit? Wow, ja. Ons kan nie daai, ons sê dit nie. Ek is 'n kind van God, ons sê dit baie, en dan het ons altyd asof ons so spesiale wese is, terwyl dit eintlik 'n groot genade van die Here is dat ons wel is wie ons is, Paulus gesê. Ja. En so Andrew Murray het nooit van sy siening teenoor hierdie geloofsgenesing afgewyk nie. Maar
daar was toe nou klomp kollegas en vriende van Andrew Murray wat gekom het nou om te sê dit is nie moontlik nie. So daar was baie besware en hulle het sy boekie in Afrikaans of in Nederlands, Jesus die geneesheer van die krankes, nie weer uitgegee nie. Hulle het gesê daar's te veel mense wat nie genesing gekry het nie en wat oorlede is. Nou hoe werk dit? So, en toe daar nou 'n hele polemiek ontstaan in die kerk hieroor en Andrew Murray het self vir een van sy kollegas gebid en hy het self saam met Andrew Murray op 'n evangelisasiereis gegaan en toe hy terugkom 'n maand later toe sy skielik oorlede. En hy was siek voordat hy gegaan, Andrew Murray het gebid en hy het gesond geword en toe kom hy terug toe sy oorlede. So dit het Andrew Murray ook geskok om te vra, Here, wat gaan nou hier aan? En 20 jaar later was daar 'n soortgelyke geval van 'n Dominee Pieter Stoffberg, 'n sendeling van die NG Kerk, wat deur 3 dokters sy siekte as ongeneeslik verklaar is. So hy het toe na Andrew Murray gekom om vir hom te kom bid en daar was selfs 'n beterskap en hulle het selfs 'n berig geskryf in die kerkbode dat hy gesond is en 3 weke later toe sterf hy. So, toe begin die kerk om te sê, nou wat gaan nou hier aan? Nou sê Andrew Murray, jy kry hierdie gevalle en dan is hierdie ander mense vir wie hy hande opgelê en gebid het, wat almal gesond geword het. Nou praat niemand daaroor nie. En gesond gebly het. Ja. So, toe sê Andrew Murray, die hele ding, hulle het hom agterna ondersoek. Hulle het 'n dominee gestuur om met Andrew Murray te gaan praat toe hy nou al afgetree is en sê, wil hy nie party van sy stellings terugtrek nie. Nee. Want Augustinus het glo dit gedoen. Hy het party van die goed wat hy gesê het teruggetrek op sy sterfbed. Andrew Murray sê ek het niks terugtrek nie. Alles wat ek daar geskryf het, is my ervaring en my oortuiging en dit wat ek by die Here beleef het. Natuurlik, ja. Dan sê hy, jy weet die groot ding is, God is soewerein. God weet wat hy in 'n persoon se lewe doen en wil doen. En partykeer is God se antwoord nee. En dan moet ons onder God se soewereine besluit buig en ons daarby neerlê, want ons handoplegging en salf met olie en gebede kan ons nie God manipuleer nie. Absoluut. Hy is nog steeds God en hy doen wat hy wil, want hy is in beheer van lewe en dood. Maar dit moet ons nie weerhou daarvan om na hom te gaan in geloof en te gaan vra vir genesing nie. So Andrew Murray se standpunt was, elke dag dan wandel hy met die Here. Die ding is, mense het sy boekie misbruik en het nou gesê, as jy medisyne gebruik of jy gaan na 'n dokter toe, dan is jy nou teen God se wil. So hulle het vir mense gesê, jy mag nie dit doen nie. As jy nou geloofsgenesing wil hê, dan moet jy dan moet jy niks gebruik nie. Dan moet jy net op die Here vertrou. Andrew Murray sê uit self, met ander siektes in sy liggaam, het hy na dokters toe gegaan en medisyne gebruik, want hy het mos van 'n perdekar afgeval met baie pyn. En so hy moes in die geloof wandel, elke dag vir die Here sê, ek ontvang genesing van U vir hierdie dag. En ek doen wat U vir my gee, maar sy stembande is volkome genees. Wow. En dit was amper die grootste troef, né? Ja. En so, dis 'n wandel in genesing, dink ek, is nie net vir een oomblik nie. Dis 'n elke dag se wandel in heiligmaking. Dis eintlik maar al wat dit is. Dis deel van jou heiligmakingsstap met God. Ja, ja. Wow, Elizabeth. En kyk net, wat moes hierdie man alles deurgaan om dit alles te kon doen, né? Ja, so leer die Here ons. Ek dink dit is presies wat gebeur. Goed wat in ons lewens aangaan, waardeur ons stap, is God se plan met ons om homself te openbaar. Ja. En partykeer is ons net die ene wat nie wil hoor wat hy vir ons sê nie. Ja.